Kom ons word stil met Psalm 67, wat soos volg lees. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, Sela, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder alle nasies. Mag die volke U loof, o God. Mag al die volke U loof. Mag die nasies bly wees en jubel, omdat U hulle regverdig regeer en hulle op die aarde lei. Aan die gemeente van Carleton wil die Here groet julle elkeen vanmôre en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Matteus 2, daarvan vers 13 af. So voordat ons dit lees, kom ons bid net saam. Wonderlike Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie heerlike dag wat U vir ons gegee het. Dit is 'n koeler dag, bietjie bewolk en daar's die belofte van reën, sodat daar ook gisteraand 'n bietjie reën geval het. En Here, ons is ook hier in die kerk vanmôre en ons is ook soos wat Psalm 42 sê, 'n wildsbok wat soek, wat smagtend is na water. Die water wat U vir ons gee, die lewende water. Nie water waarvan ons weer sal dors word nie, maar water wat ons lewens sal vul en sal voed. En daarom is my gebed vanmôre, Here, dat U ook wanneer ons hier voor U troon by mekaar is, aan die voete kom sit, Here, dat U ons sal kom vashou in die arms van liefde. En dat U weer vanmôre ook oor ons elkeen deur die Gees U woorde sal uitspreek. En dat die woorde wat ons vanmôre hoor, nie die woorde van net 'n mens is nie, Here, maar dat ons opnuut daarna sal luister as maar dis die woord van God. Dis die Here self wat vanmôre met ons elkeen kom praat. En daarom is my gebed, Gees van God, dat U sal kom, dat U teenwoordig sal wees. U teenwoordig sal wees in my, dat U teenwoordig sal wees in elkeen wat hier vanmôre hier na die erediens gekom het, dat U hierdie kerkgebou sal vul, sodat elkeen wat U stem hoor vanmôre, elkeen wat die boodskap hoor, elkeen wat die woorde aanhoor, dat ons werklik sal glo en sal weet, dis die Here wat met my praat. Dis die Here wat my kom aanraak vanmôre. En ook vir my as prediker, Here, ook net vanmôre is my gebed, dat U sal kom om my te gebruik. Ek is net die kanaal, ek is net die spreekbuis, ek is net die mond, maar word U die prediker vanmôre. Die een wat die woorde vir ons kom uitlê in ons harte, verstaanbaar maak, sodat ons dit kan glo en daarin kan leef. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe. En bly daar totdat ek jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om dood te maak." Josef het opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur die profeet gesê het: "Uit Egipte het ek my seun geroep." Daai aanhaling, uit Egipte het ek my seun geroep, kom eintlik uit Hosea hoofstuk 11 vers 1. Is 'n aanhaling wat hier gemaak word deur Matteus. So hy gebruik eintlik 'n profetiese woorde wat die Here gebruik het, of wat Hosea gebruik het in Hosea 11 vers 1, en hy maak dit nou van toepassing op Jesus en sê: "My seun het ek uit Egipte geroep." Hosea 11 vers 1 lees
eintlik dat Israel het ek uit Egipte geroep, verwysing na die volk Israel. Maar inderwaarheid het Matteus eintlik kom sê, maar daai was eintlik al 'n voorspelling van Jesus, wat ook weer die Messias wat sou kom uit Egipte uit. So sien hoe die Bybelskrywer self die Ou Testament interpreteer en dit van toepassing maak as 'n messiaanse teks. So aanvanklik was dit bedoel vir Israel, maar deur die woorde van Matteus word hierdie woorde nou ook van toepassing op Jesus self. En toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. 'n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en 'n groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Die terugkoms uit Egipte. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood." Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Toe hy egter verneem dat Archelaus in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarheen te gaan. En nadat God hom in 'n droom aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Daar aangekom, het hy gaan woon in die dorp met die naam Nasaret. Soos vervul wat deur die profete gesê is, hy sal 'n Nasareër genoem word. So, hier's 'n paar gedeeltes waar ons hier eintlik 'n toepassings kry in Matteus, maar ook in die res van die Nuwe Testament, waar die Nuwe Testamentiese skrywers gaan dit en profetiese woorde wat in die Ou Testament gaan geskryf is en gaan vat en dan sê hulle, maar sien, hier is dit nou vervul in Jesus, soos wat ek nou gelees het uit Hosea uit. As ons vanmôre stil word, miskien voordat ek nou verder gaan met die preek, ek het so 'n paar skyfies net vir Magda gevra om by te sit vanmôre, en dit gaan vanmôre is 'n tema is God se verlossingsplan hou stand in die donker. Ons het verlede week gepraat oor die lig vir die wêreld, of eintlik Kersdag het ons daaroor gepraat. En dit is vir my so verstommend te veel mense tyd spandeer in hierdie Kerstyd om lig te bring, nee? Om liggies op te sit. Het julle al gesien? By ons is nie so baie nie. Maar toe ons in Europa was, dit vir my ongelooflik geweest. Ons het die een aand gestap, ons het baie gestap, daai aand. Ons het seker 'n goeie 20-25.000 tree stap die hele dag deur Londen se strate, en in die aand toe stap ons en ons kom by hierdie gebou. Ek sê nie presies waar in Londen dit is en wat die gebou is, ek dink dit is 'n hotel. En ek sien dit, maar hy lyk nou eintlik nie so indrukwekkend op die foto nie, maar jy stap in hierdie donker aand en dan is dit hierdie gebou en dis liggies wat oor die hele gebou opgesit is, en jy sien in die donker nag sien jy hierdie helder verligte gebou. Om te sê dis Kersfees, ons bring lig. Die volgende skryfie, dit is 'n dorpie waar ek en Andy was. Dit was net nie so mooi opgemaak in daai tyd nie. Dis die dorpie in die naam van Shrewsbury se kapel. Ekskuus nie, hierdie is Great Besinnen se kapel. Die Abbey in Great Besinnen, waar my dogter bly. Kyk net wat doen hulle. Binne daar's nog baie mooi. Oor Kerstyd maak hulle die hele bos oop, want dit is so binne in 'n bos, hierdie Abbey maak hulle oop en dis net liggies wat jy sien. Waar jy ook al stap, dis die mooiste liggies. Die volgende enetjie, dis ook net huise. Daar in Europa, in Engeland, is dit oralste, jy sien jy die liggies, die huise word opgemaak. As jy, dis 'n ligte spel, oralste waar jy kom, sien jy die liggies. Is baie mooi om so die aande te loop.
daar weet ek nie waar hy is nie, maar kyk het ongelooflik, nee. Dink jy dink die tyd wat mense spandeer om dit op te maak, om al die liggies in die bome te haal. Dit is, hierdie is in die dorpie waar ek en Andy was, maar dis nie die tyd wat ons daar was nie, hierdie is in die dorpie Shrewsbury wat hulle partye op skool opmaak. Toe ons nou daar was nou na Kersfees, het al begin om die liggies nie meer aan te sit nie. Maar hierdie is in daai dorpie wat hulle so mooi opmaak. Die volgende ene is maar net 'n foto wat ek nog gesien wat so mooi is. Dit laat my nogal dink aan Potchefstroom se liggiefees. Wanneer dit al daar was, met al die tonneltjies en liggies en bome en so aan. Hierdie ene is 'n dorpie wat ek en Andy ook by was, is die dorpie Chester. Hierdie is ook in Shrewsbury. Is so 'n styl heuweltjie wat so opstap. Nee, ek jok. Waar is hy dorpie wat so 'n styl heuweltjie opgestap het? In elk geval. Ja, dit is Shrewsbury, die plek waar ons die laaste aand gebly het. En toe ons in Wallis was. Kyk het hoe mooi maak in die straat. Alles lyk net so pragtig, so mooi. Daai is in die dorpie Chester, waar ons gebly het. Spandeer geld, spandeer tyd, maak dit mooi vir Kersfees. En as jy gaan kyk, is maar net soos 50% van die mense in daai dorpie, in daai omgewing is gelowiges. 45% van hulle is ateïste, of wat nie glo in God nie. Dan is daar soos 7 of 8% wat moslems is. Maar in 'n dorpie waar net so min mense Christen is dit wat hulle doen, om die plek mooi te maak en lig te bring. Ek dink dit is die laaste ene gewees, nee. Hoeveel tyd spandeer mense nie om lig te bring nie? Om eintlik Kersfees romanties te maak, mooi te maak, nie? Maar as ons hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het, lees, dan is Kersfees nie net hierdie mooi droom met die liggies en die helder opgemaakte bome en strate en bome wat vol liggies gehang word. En soos wat ons ook maar hier gemaak het met Kerstyd, bietjie liggies ingebring het en rondom die krib en die kruis en daar hoor rondom die galery. Moet ook mooi te maak hê. Kersfees het ook 'n donker kant. Ons lees baie maklik die Kersverhaal en die geboorteverhaal, maar ons is bang om die verhaal te lees van Herodes wat gesê het vir die sterrekykers, die wyse manne, gaan kry die plek waar Jesus gebore is en kom terug na my toe en sê vir my, want ek wil ook aan hom hulde bring, so het hy gesê. Maar ons weet eintlik wat sy plan was. Sy plan was om Jesus dood te maak. En hier in Matteus 2 lees ons van die verhaal waar Jesus moes vlug. Wel, Jesus self kon nie vlug nie, maar sy ouers moes met hom vlug na Egipte toe, om veilig te wees, omdat Herodes gesê, maak al die kinders tot en met 2 jaar oud dood, want hy was nie seker hoe lang tydperk hierdie sterrekykers en die wyse manne al hierdie beeld gedra het, gesien het en na hom toe gekom en hoe lang het gevat het vir hulle om by hom te kom. So daar is ook 'n donker kant aan Kersfees. Daar is ook die teenkant. Elke mens wat met Jesus in aanraking kom, moet reageer op Jesus. Geen mens kan met Jesus in aanraking kom en nie 'n reaksie hê nie. Ek kan of sê, ja Here, ek glo nie, ek neem nie aan, of ek in my hart verhard. Ek in my hart verhard en sê, Here, ek wil niks met jou doen nie. Herodes was so 'n persoon, vir wie sy eie koningskap, sy eie koningshuis en die regering van hom en sy gesin, sy kinders na hom, meer waarde gehad het as om te kom kniel by die koning van die konings en die Here van die Here, Jesus Christus. Later as Josef terugkeer na Israel, die Here sê, jy kan teruggaan, dan hoor hy
dat Archelaus het nou koning geword. En hierdie Archelaus was eintlik Herodes Archelaus. So was hy bekend gewees. En daar was daar ook later jare baie verwarring gewees oor Herodes Archelaus en Herodes Agrippa. Was die 3 Herodese wat na mekaar geheers het. En daarom het met die opstel van die kalender het die ouds 'n bietjie die mekaar geraak met die verskillende Herodes en het nie geweet watter Herodes hulle van praat nie. Maar ek wil nie daarby laat stil staan vanmôre nie. Maar nou weet hy, hier is Herodes se seun. En gaan hy nie maar dieselfde wil doen as wat sy pa gedoen het. En dan sê die Here vir hom, moenie na Nasaret toe gaan nie, gaan na Galilea toe. En gaan maak Jesus daar groot. So hulle moes ook hulle lewens skuif, hulle moes verskuiwing maak. Nie alleen moes hulle vlug Egipte nie, toe hulle terugkom, moes hulle ook nie terug gaan na hulle eie tuisdorp toe nie, maar hulle moes gaan na Galilea toe, waar hulle veilig kon wees van Herodes. Verder weg van hom af. So Kersfees, ja, ons sien graag die mooi, die liggies, die opgemaakte krib, die Kerstoneel. Ons sien al daardie mooi romantiese dinge raak van Kersfees. Maar wat die Bybel vir jou en my ook wil kom leer is dat daar 'n ander kant aan Kersfees is. 'n kant is van 'n wêreld wat stikkend is. En Jesus het juis gekom in 'n gebroke wêreld, in 'n stikkende wêreld. Ek dink dat jou baie jare gelede, ek dink dit is die eerste aardklop wat daar was, toe het ons daar by die terrein rondgeloop, toe daar 'n student of iemand, 'n jong man, met 'n wit teep op, en op hom geskryf staan daar, dis 'n flippend stikkende wêreld, my ou. En dis eintlik maar wat ons ervaar. Hierdie wêreld waarin ons leef is nie perfek nie. Dis nie wat God geskep het in die begin toe hy gesê, en dit was goed. En toe hy die mense skep het hy gesê, en dit was baie goed. Ons leef nie meer in daai skeping nie, want sonde het ingekom in hierdie wêreld. En sonde versteur hierdie wêreld. Sonde maak dat hierdie wêreld nie meer is wat dit veronderstel is om te wees nie. Sonde bring hartseer. Sonde het dood gebring. Sonde het verwydering gebring. Sonde bring twis en stryd en onvrede in mense se harte. Sonde steel ook ons vreugde en ons blydskap en ons heerlikheid. Maar te midde in hierdie wêreld, waar sonde ook kom intree en kom ingryp het, te midde van hierdie wêreld, is Jesus Christus gebore. As Messias, as verlosser. As 'n mens kan kyk na die liturgiese kalender vir hierdie jaar, vir hierdie tyd van die jaar, dan, en veral vir hierdie Sondag, is daar 4 tekste wat gegee word. Die eerste teks is Matteus, wat ons nou gelees het, Matteus 2. 'n tweede teks wat gegee word is Jesaja 61 vers 10 tot 62 vers 3. En in hierdie gedeelte lees ons van vreugde. Jesaja beskryf die koms van die Here met vreugde, want hy sê, die Here gaan kom en hy gaan my met verlossing kleed. So Jesaja sien al reeds in Jesaja 61, 62 sien hy uit na die koms van die Messias, want daar gaan iets gebeur. Ons gaan verander word. Die Here gaan kom om ons met verlossing te kleed. En die beeld is my so ongelooflik, want hy sê nie, ons gaan onsself kleed met verlossing nie. Hy sê, God gaan ons kleed met verlossing. Dis amper soos wanneer jy as ouer jou baba aantrek, vir hom 'n doekie aansit, en vir hom sy kleertjies aantrek, of dit nou warm klere is vir die winter, of somersklere, maar jy trek hom aan. Baba kan homself nie aantrek nie. En dit bring weer die genade karakter van die verlossing aan. Wat Paulus skryf in Efesiërs 2, as hy sê, julle is inderdaad uit genade gered, kom nie uit jouself nie. En nou kom skryf Jesaja al baie jare voor dit, sê hy vir ons, die Here gaan kom en hy gaan ons kleed met verlossing.
Hierdie verlossing, hierdie babatjie wat gebore is, nie hierdie een nie, maar julle weet ek bedoel, Christus wat gebore is, het gekom en sy einddoel was om te sterf. Hy het gekom met die bedoeling om sy eie lewe te gee, sodat ons kan deel in die verlossing van die Here. En dis iets wat al reeds ten minste 400-500 jaar beloof is, voor dat Christus gebore is. Het hy vir ons kom sê, maar daar gaan 'n Messias kom. En hy gaan die belofte vir julle bring. En hy gaan die verlossing vir julle gee. En hy gaan vir julle intree vir julle sonde. Moenie bang wees nie. En wanneer hy kom, gaan ek elkeen van julle aantrek. Ek gaan julle beklee met verlossing. Ek gaan vir julle 'n nuwe naam gee. Skryf hy dan Jesaja 62 vers 1, 2 en 3 sê, ek gaan vir julle 'n nuwe naam gee. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie, terwille van Jerusalem sal ek nie stil bly nie, tot daar redding kom. Julle sal die koning sien in sy mag. Jy sal 'n nuwe naam kry, 'n naam wat die Here self vir jou gekies het. Die Here sal jou soos 'n sierlike kroon in sy hand hou. Is dit nie ongelooflik nie? Die Here gaan ons 'n nuwe naam gee. Hy gaan vir ons aantrek met verlossing. En dan gaan hy ons in sy hand hou soos 'n sierlike kroon. 'n Kroon wat bedoel is om op sy kop te sit, om te wys sy heerlikheid. Dit is ongelooflike woorde wat Jesaja skryf. In hierdie stikkende wêreld kom die Here en sê vir ons, dis wat ek vir jou bestem het. Hierdie heerlikheid, hierdie verlossing, hierdie blydskap, hierdie vreugde, wat ek bedoel vir jou, sodat jy daarin kan deel hê. Sodat jy kan deel hê in die ewige lewe. Alhoewel dit my gekos het, om my goddelikheid prys te gee vir 'n kort oomblik, het ek in hierdie wêreld ingekom, sodat jy die ewige lewe kan kry. Ek dink nie is ons altyd besef die groot voorreg, die groot genade wat ons het. Want ons is maar almal sondaars. Ons is maar almal gebroken. Hoe skryf Paulus daar in Romeine 3? Ons het almal gesondig en ons almal ontbreek aan die heerlikheid van God. Julle ken nou baie keer daai sommetjie wat ek maak rondom sonde, net om te sê hoeveel sondes doen die mense dag, behalwe dit met jou leeftyd. Behalwe met die dae in die jaar en dan met jou leeftyd en dan kom jy agter ek het baie sondes. Elkeen van ons. En daar's nie 'n manier wat ek self vir daai sondes van my kan betaal. Maar Jesus het gekom en hy het dit gedoen. En daardie sekerheid is waar en is eg en dit is verseker omdat Jesus self vlees geword het en mens geword het en onder ons kom woon het. Hy kom maak die belofte vir ons waar. God se plan nou staan, so baie keer as 'n mens hierdie gedeelte wil lees en hulle sê, wil mense sê, ja kyk, self God het nie eens geweet dat vir die dinge wat met Jesus gaan gebeur nie. Kyk maar net in Matteus. Ewe skielik moes Josef en Maria vlug. Hoekom het hy nie maar Josef en Maria eers weggevat uit die gevaar het en toe al die dinge wat gebeur het? Maar dis nie hoe God werk nie. Want God het geweet, hy gaan in 'n tyd kom waar daar teen die Messias ook opgetree sou word. En God se plan was reeds gewees, soos wat ons gelees het uit Jesaja 11 vers 1, dat die Messias en die redding sou kom uit Egipte. Dieselfde land wat hulle op 'n stadium as slawe aangehou het nou die plek geword waar Jesus veiligheid kry en beskerming kry, totdat Herodes nie meer daar was nie, en hy kon terugkeer na sy land toe. Jy sien God se plan nou staan. God het nie nodig om sy planne te verander nie. God is self die waarborg dat sy planne waar gaan word.
Wanneer ons hier by die nagmaaltafel aansit, dan sê ons een van die tekens van die nagmaaltafel, is dat dit 'n teken en 'n seël is, 'n waarborg is, dat God se beloftes waar is. En wanneer ek en jy ook vanmôre weer die brood en die wyn gaan neem en gaan eet en drink, dan sê ons vir mekaar, maar die belofte van die Here, die belofte van verlossing en vryspraak is waar. Hy het meer as 2000 jaar gelede, 3-4000 jaar gelede, Jesus het beloof, het God het beloof, en hy het dit waar gemaak in Jesus, en is nog steeds net so waar vir jou en vir my. Nie omdat ek dis hoe dit sê nie, maar om die woord van die Here dit vir ons sê. Omdat God betroubaar is, en omdat God waar is. Daarom kan ek dit glo. Want hy het gekom om vir jou en vir my te sterf in ons plek. En dan kom ons by 'n derde teks wat vir hierdie Sondag aangehaal word. Psalm 148. Ons ken almal Psalm 148. Ag, dit is so mooi. Kom ek lees net 'n paar verse daaruit vir ons. Prys die Here vanuit die hemele, prys hom in die hoë hemel, prys hom alle engele, prys hom alle hemelwesens, prys hom maanson en maan, prys hom alle sterre, prys hom die hoogste hemele en waters in die hoë hemelruim. Laat hulle die naam van die Here prys, want hy het beveel en hulle is geskep. Hulle het 'n vaste plek gegee, vir hulle 'n orde neergelê, waar buite hulle nie kan beweeg nie. Prys die Here. En dan kom sê die Here vir ons, as jy besef wie die Here is, as jy besef is dat God die een is wat beloftes waar maak en waar hou, as jy besef dat die Here getrou is en betroubaar is, en nooit verander nie, die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die een wat is, was, is en kom, dan weet ek, en dan kan ek met blydskap reageer om te sê, prys die Here. Alles is awesome, alles in hierdie wêreld, maak nie saak of dit die son en die maan en die sterre is, en of dit die plante is en die diere is nie, en of die voëls is wat God se lof besing nie, maar ons hoor dit in die natuur, ons hoor dit oral hoor. Ons as mense mag nie stil bly nie. Ons as mense mag nie ophou om die naam van die Here groot te maak, om hom te loof en te prys nie, veral in 'n tyd soos hierdie, om te sê, loof die Here, hy is groot, hy is die Almagtige. Kyk net wat het hy vir ons gedoen. Kersfees gaan nie maar net oor daai geskenkies onder die Kersboom nie. Maar Kersfees gaan oor die grootste geskenk, die geskenk van lewe, die ewige lewe wat waar geword het in die lewe en die sterwe van Jesus Christus. En daarom moet ek en jy ook, soos wat Psalm 148 sê, opgeroep word om te sê, prys die Here, loof die Here, alles wat asem het, loof die Here. Psalm 150 sê dit ook. Ons kan nie anders as om die Here te loof en te verheerlik nie. Die vierde teks wat gegee word vir hierdie dag is Galasiërs 4 vers 4 tot 7. Galasiërs 4 vers 4 tot 7 sê die volgende: maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het hy sy seun gestuur. Sien julle weer eens? Toe die tyd wat God daarvoor bepaal het binne sy plan, of dit was in die tyd wat koning Herodes Jesus wou doodmaak of nie, dit was binne in God se plan. Toe die tyd wanneer God daarvoor bepaal is, aangebreek het hy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore, en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. Dis die einddoel. Sodat ons as kinders aangeneem kan word, en omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook erfgenaam gemaak. En dan skryf 1 Petrus so mooi,
oor wat hierdie erfenis is, dat hierdie erfenis onverwelklik, onsterflik, onbreekbaar, onvernietigbaar, noem het op. Hierdie is die heerlikste erfenis wat God vir ons het, en dit is om kinders van God genoem te word. Dat my altyd terugdink aan daai mooi liedjie wat Leon Ferreira op 'n stadium gesing het, en hy sing hom nog steeds, my pa is die koning van die heelal, jy weet. My pa, jou pa, ons pa, is die koning van die heelal. Hy het vir ons kom sterf, omdat hy vir ons lief was. En sy liefde in ons harte kom uitstort het, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. En daarom roep die Here ons op en sê vir ons, prys my naam, maak my naam groot, bring aan my die lof en die eer, want ek is die Here. My planne hou stand. Ek het gesorg dat dit wat moes gebeur het, ook in hierdie stikkende wêreld, sodat julle as my kerk kan help om hierdie stikkende wêreld te herstel, om bietjie heerlik te bring in mense se lewens wat gebroken is. En dis ons taak, ons opdrag as kinders van die Here. Mag Kersfees nie net vir ons gaan oor die mooi liggies en die mooi versierings en die mooi kersies, maar mag dit gaan daaroor dat Jesus ons gestuur het om 'n verskil te maak in die wêreld waar ons leef. In 'n stikkende wêreld, maar dat hy ons wil gebruik om iets mooi in hierdie stikkende wêreld te bring. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap. Baie dankie vir u liefde en u genade en bovenal u genade. Here, want nie een van ons, soos ons hier sit, het iets verdien. Die feit dat ons hier is net genade. Daar is so baie mense wat hierdie genade verwerp, wat sê, dis nie vir my nie, wat hulle rig daarop keer. Maar Here, u kom sê vir ons, my genade is vir jou, en vir elkeen in hierdie wêreld, sodat elkeen en alles in hierdie skepping my kan verheerlik. En Here, my gebed vanmôre vir ons as kerk, ook aan die einde van 2025 en die begin van 2026, is my gebed vir ons as gemeente om ook hierdie besef, hierdie weet in ons te dra, dat ons 'n verskil moet maak. Dat ons verandering moet bring in hierdie wêreld waar ons moet leef. As ons dink hy is stikkend en gebreek, Here, dan vra hy vir ons om daar te wees, om die hande te wees, om die voete te wees, om reg te maak, om heerlik te bring in mense se lewens wat seer gekry het langs die pad. En Here, mag dit ons dryfveer wees, om te midde van hierdie stikkendheid en gebrokenheid, altyd u lig te laat skyn, altyd u lof te besing, en u naam te verheerlik. Dit vra ek vanmôre vir u in Jesus se naam. Here, ek wil besonder ook vanmôre stil staan, ons hoor van Lina, wat in die hospitaal opgeneem is met water op haar longe, en ons weet dit gaan nie goed nie. En daarom, Here, is my gebed ook vanmôre vir haar en vir Kaal en vir Cheryl en vir die familie, dat u ook u hand op haar sal laat rus vanmôre in hierdie oomblikke, en dat u ook weer in haar lewe beterskap sal bring, heling sal bring, gesondheid sal bring. Here, ons vra dit nie sonder die wete dat alles is in u hande. En daarom vra ons dit, Here, moenie ons wil laat geskied nie, maar laat u wil geskied, ook in haar en haar kinders en haar man se lewe. Ons bring aan u al die lof en die eer. Amen.
Ons gaan vanmôre weer saam 'n nagmaal gebruik en ek wil julle uitnooi om saam met my julleself te kom bedien. Terwyl ons so by die tafel aansit, ons het reeds daarna verwys, ook in die preek, is een van dit wat ons leer, een van die dinge waar ons moet vasgryp wat ons by die nagmaaltafel sit, is die betroubaarheid van God. Dat God vir ons kom sê, hierdie is 'n teken, dis 'n waarborg. In die ou dae is die seël gebruik, die seël van 'n koning. As hy op 'n dokument gesit is, daar op die seël, dan dit beteken dit is eg, dis waar, dit kom van die koning af. Die Here wil vir ons vanmôre kom sê, ek het my seël op jou gesit. Ek het jou kom aantrek met hierdie verlossingskleed. Dit is vir jou. Dit kan nooit van jou weggeneem word nie. So seker as jy vanmôre hierdie brood in jou hand neem en die tekstuur voel en jy dit nou gaan proe, so seker as wat jy dit gaan voel en proe, so seker sal my verlossing vir jou wees. En so seker as wanneer jy die beker of die kelkie neem en jy die wyn ruik en dit proe, so seker kan jy wees dat ek jou God en jou Vader is. En jy hoef nooit daaroor te twyfel. So wanneer ek vanmôre die brood breek, dan dink ons aan die liggaam van Christus, wat vir elkeen van ons gebreek is. Aan die kruis. En deur sy kruisdood het hy vir ons die volkomme versoening gebring vir al ons sondes. Kom ons neem en eet die brood. En nadat Jesus die brood gebreek en gedeel het met sy disippels, het hy die beker geneem, sy Vader gedank, en hy het dit vir hulle gegee om te drink, en gesê, neem hierdie beker as die teken van my bloed, wat vir julle gestort is aan die kruis, as 'n volkomme verlossing vir al julle sondes. Kom ons drink saam die wyn. As ek so kyk vanmôre, is nie iemand wat die beker gebruik nie. Dit reg is. So kom ons dank die Here ook vir hierdie nagmaal. Here, as ek weer die woord oopmaak en ek blaai na Psalm 48, dan hoor ons die woorde wat ons ook nou van mekaar gelees het. Prys die Here vanuit die hemele. Prys hom in die hoë hemel, prys hom alle engele, prys hom hemel, alle hemelwesens, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys hom hoogste hemel en waters in die hoë hemelryk, laat hulle die naam van die Here prys. En Here, mag dit ook die woorde wees wat elke dag op ons lippe is. Ons wil U naam groot maak, ons wil U naam verheerlik, ons wil U prys vir alles, omdat U so groot en so goed en so wonderlik is, maar ook omdat U 'n God is wat 'n menslikheid het, 'n mens geword het, gevoel het en af emosie en simpatie met ons het as mense. Daarvoor wil ons U kom loof. Bo alles, Here, dat U God is vol liefde, wat elkeen van ons in U liefde aangeraak het. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die lig van Christus julle lewens verhelder. Mag sy liefde julle dra en mag sy vrede julle lei nou tot